Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy woord. Ons dank die Here dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy vir ons nog 'n nuwe dag gegee het, nog 'n nuwe week. En die gebed van my hart is dat u en ek in hierdie week sal lewe in diens van die Here, tot eer van sy naam, tot uitbreiding van sy koninkryk, en dat ons ook lewende getuies vir hom sal wees. Dit is so wonderlik om te weet dat die Here voor ons uittrek. Die Bybel sê vir ons dat die Here ons oorskadu, dat hy ons lei met sy reddende regterhand, en hoe wonderlik om te weet dat die Here 'n besondere belang by sy kinders het, 'n besondere liefde het vir sy bloedgewastes, en dat ons ook met groot vrymoedigheid die dag tegemoet kan gaan in sy wonderlike naam. Baie seën vir u. Ons bid dat die Here vir ons sal bekragtig en ook sal gebruik. Nou vriende, ons gaan vanmôre 'n vraag beantwoord wat een van die luisteraars gevra het rondom die werking van die Heilige Gees, dinge wat in kerke gebeur, en hoe kom dit ooreen met wat die Bybel vir ons leer? En ons gaan heel moontlik stil staan by hierdie tema vir so 'n dag of 2, miskien 3 dae. Ons moet so sekere sake onder u aandag bring, sekere dinge uitlig, en dan by 'n Bybelse gevolgtrekking uitkom. Die gebed van my hart is dat u sal sien dat ek maar net poog om vir u uit die skrif te begelei, dat u 'n beter verstaan sal hê van die wonderlike woord van die Here. Nou vriende, soos u seker weet, en soos u oor die televisie kan sien, as u by kerke besoek, beleef ons redelik vreemde tye, veral in die kerk van die Here Jesus. Nou, die meeste kerke wat vandag baie mense trek, hou hulle besig met alles en nog meer onder die vaandel van die Heilige Gees. En as ons kyk na die dinge wat daar gebeur, dan vra ons vir onsself die vraag af, nou waarom gebeur hierdie dinge in ons tyd en dag, terwyl dit 102 en 300 jaar terug nie in die kerk van die Here Jesus teenwoordig was nie. So iewers het daar 'n klemverskywing gekom, en alles word toegeskryf aan die werking van die Heilige Gees. Dis 'n nuwe uitstorting van die Heilige Gees. Dis 'n nuwe salwing wat die Heilige Gees die kerk gee, en ons moet inval of ons moet uitval. En sommige tye raak mense benoud, en hulle sê, maar as ek 'n Christelike agtergeblewene, is ek een van die Christene wat nie hierdie nuwe waarhede verstaan, en hierdie nuwe werking van die Gees kan ervaar nie. En baie mense vra my vrae rondom dit, en dit is dinge soos in die eerste plek die tale wat mense praat in kerke. Jy sal hoor daar is dikwels die brabbeltaal wat gepraat word, 'n sekere klomp klanke wat gemaak word, en niemand verstaan eintlik nie, en die ander mense sit in verwondering en sê, "Wow, kyk hoe geestelik is daardie man of daardie vrou of daardie seun of dogter, dat hulle hierdie wonderlike taal ontvang het, en waarom kan ek dit nie ontvang nie?" En ek kan vir u verhaal op verhaal vertel van mense wat deur hierdie proses gegaan het, en gewonder het, nou hoekom gaan die Here hulle verby, terwyl hy by sommige stil staan. Daar is ook die mense wat so agteroorval in die gees, en dan word daar gesê dat as die prediker of die pastoor of die apostel of die profeet hulle op die voorkop raak, 'n besondere krag van hierdie man uitgaan en hierdie persoon laat neerval, en baie keer lê hulle op die grond en hulle skud, en baie keer is dit nou die werking van die Gees, en die krag van die Gees is so geweldig, so word gesê, dat hierdie mense hierdie goed ervaar. Daar is ander mense wat uitbundig begin lag in die Gees, en ander wat blaf in die Gees, en ander wat huil in die Gees, en die Gees, vriende, wat vandag werksaam is in die kerk van die Here, laat jou alles en nog meer doen, behalwe dit wat God gesê het, hy die Gees voor gaan stuur. En daarom wil ek vir u sê, en het ek my tema ook so geformuleer, daar is 'n vreemde gees aan die werk in die kerk, wat ons vandag die Christelike kerk noem. En u kan my miskien kruisig daaroor, dis u prerogatief, maar ek wil vir u begelei uit die woord, om vir u te wys dat die gees wat vandag in kerke werksaam is, 'n vreemde gees is. Mense praat ook van die kruis, hulle praat ook van die bloed, hulle praat ook van al hierdie goeters, maar as jy kom by wat aangaan in die kerk, en jy kyk hoe min maak hulle van die Bybel, en hoe baie maak hulle van, in aanhalingstekens, die nuwe gees, of die gees van God, wat al hierdie vreemde manifestasies laat plaasvind, dan moet dit vir u en my rooi ligte laat opgaan. Dit moet vir u en vir my soos iets is wat ons laat aan die hart gryp, dat ons met 'n spoed na die Bybel moet vlug, om te kyk wat die antwoord is oor hierdie nuwe leringe. Ag vriende, ek het nie eens tyd om te praat oor die visioene, die drome wat uitgelê word, sekere droomboeke wat geskryf word, mense wat hemel toe gaan en terugkom en vir ons vertel hoe was dit daar, mense wat hel toe gaan en boeke skryf, pastore wat opgeruk word tot in die 3de hemel, en hulle vertel jou hoe hulle afgeluister het by die troonkamer van God, en vriende, sit Rof se program, en baie van die TBN programme, baie van die Pinkster en charismatiese kerk in ons omgewing, en die vraag is net, is dit God se gees wat daar werk? Het ons nie nodig om vrae te begin vra nie, of
gaan ons maar net sit en alles maar net goedsmoeds aanvaar. En daar is dikwels mense wat sê, julle ouens moenie vinger wys en oordeel nie. Dis 'n ander gevaarteken. As jy oordeel, sal God die oordeel oor jou bring, so word daar gesê, terwyl die Bybel vir my baie duidelik leer dat ons moet beoordeel. Vriende, ons beoordeel elke dag situasies, omstandighede, by ons werk, by ons huis, in ons gemeenskap, en so ook by die kerk van die Here Jesus. Mense in my gemeente moet my beoordeel, en hulle moet beoordeel wat daar aangaan. Is dit gelykstaande aan wat die woord sê? Dis noodsaaklik om te sien dat Handelinge 17:11 sê, dat die gemeente in Berea was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle het elke dag die skrif ondersoek om te kyk of hierdie dinge so was. Daar is vandag die tendens, as jy enigiets bevraagteken, word jy uitgeskuif, jy word gekritiseer, jy word eenkant geskuif en gesê, luister, hierdie persoon is nie meer welkom nie. Ek wil u oproep vanmôre om iemand te wees wat krities luister, met 'n hart van liefde, ja, maar nog steeds het evalueer aan die hand van die woord, en dan kyk wat die woord van die Here vir ons wil kom leer. Ek wil vir u dit pertinent duidelik sê, daar is 'n vreemde gees aan die werk in die kerk van die Here Jesus vandag, of kerke wat bekend staan as die kerk van die Here Jesus, en ek gaan vir u 'n paar redes gee waarom ek so sê. Daarom sê ek vir u, hierdie oordenking gaan miskien 'n dag of 2 wees, miskien 3 dae, maar verdra my, volg saam met my, en u sal baie gou agterkom, wat vandag in kerke aan die gang is juist dit waarteen die Here ons waarsku. Gaan lees die boek Judas, 'n vreemde ding wat ook geplaas gevind het in daardie tyd. Predikers wat gekom het, sekere dinge kwyt geraak het, sekere dinge gesê het, en Judas het gewaarsku dat hierdie waterlose wolke, hierdie mense wat hulle self voordoen as geestelik, maar eintlik is hulle vleeslik, besig is om die kerk van die Here Jesus op 'n dwaalweg te bring. Nou vriende, as ons kyk na die gedagte van die Heilige Gees, sien ons dat die Heilige Gees deel is van die goddelike drie-eenheid. Ja, ons glo aan een God, een in wese. Hy het hom bekend gemaak in 3 persone, Vader, Seun, Heilige Gees. En nie een van ons kan die drie-eenheid ten volle verklaar nie. Dis iets wat in die Bybel baie duidelik na vore kom, en ons sien dit baie duidelik in die lewe van die Here Jesus Christus self. Nou sê die Bybel vir ons dat die Here Jesus aan die einde van sy aardse bediening die belofte gemaak het dat hy die Heilige Gees sal stuur. Johannes 16 vers 7, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal ek die trooster nie na julle kan stuur nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, hoor nou, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle my nie glo nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. So die Here sê in vers 12 van Johannes 16 nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie, maar wanneer die Gees gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Nou mense kom en hulle wil baie snaakse manifestasies koppel aan die Heilige Gees, terwyl die Bybel vir ons baie duidelik sê, dat die Heilige Gees primêr sal kom om te oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Nou vriende, hoe oortuig die Heilige Gees van sonde, van geregtigheid en oordeel? Die Bybel is baie duidelik dat die Heilige Gees die woord geïnspireer het, want die Bybel sê vir ons baie duidelik dat die hele skrif is deur God ingegee. Ons lees in 1 Petrus 2 vers 20 en 21 dat die Heilige Gees ook manne gedrywe het, en hulle het hierdie woord geskrywe sodat ons hierdie betroubare woord kan hê. Ons praat van die Bybelboek. En wanneer die Heilige Gees mense oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, dan doen die Heilige Gees dit nie deur vreemde manifestasies nie, maar deur die verklaring van God se woord. Met ander woorde, wanneer ons spreek, is dit woorde van mense, en die Heilige Gees gebruik dan hierdie woorde om harte te oortuig dat hulle met God nie reg is nie, en dat hulle met die Here moet bekeer. Nou hierdie gedagte van oortuig van sonde, vriende, is presies wat gebeur het nadat die Heilige Gees uitgestort is daar in Handelinge, die 2de hoofstuk. Jy sal onthou, die Here het vir sy disippels gesê,
Hulle moet gaan wag in die bovertrek, hulle was plus minus so 120 mense, en ons het al klaar gepraat oor die wonderlike uitstorting van die Heilige Gees. En hierdie vreemde tale, nie brabbeltale nie, die vreemde tale wat die apostels gepraat het, was tale wat verstaanbaar was in daardie tyd, en die Bybel sê hulle het gepraat oor die groot dade van God, wat gehandel het oor die kruisiging van Jesus, waar God sy liefde vir ons kon bewys het. En nou lees ons in vers 37, toe Petrus hierdie boodskap preek van verlossing in Jesus Christus, hy is die een wat julle gekruisig het, hy is die gestuurde Messias, sê die Bybel, toe hulle hierdie boodskap hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Nou vriende, baie duidelik sien ons, dat die Heilige Gees in die hart kom woon, van die geredde persoon. En Petrus kom en hy sê, die Heilige Gees is die een wat julle nou oortuig van sonde, julle moet julle bekeer tot God, julle moet wegdraai van julle sonde, roep uit tot die Here, en die Bybel sê vir ons, dan sal jy ook die Heilige Gees ontvang. Jy sien, die vernaamste werk van die Heilige Gees is om mense te oortuig van hulle stand voor God, en dit is sondaars skuldig voor God onder God se toorn. Jy sien, dit is die primêre taak van die Gees. Dis nie om my in snaakse tale te laat praat, my laat omval en op die grond te laat lê en ruk en pluk, asof ek een of ander iets ingekry het nie. Dis nie om my drome te laat droom en visioene te laat sien nie. Dis nie om my te laat lag of te laat huil in die Gees of te laat blaf in die Gees of allerhande snaakse goed te doen nie. Nee, die Heilige Gees het gekom primêr om my en jou te oortuig dat ons onder God se toorn is, van geboorte af skuldig is, sondaars is en gered moet word. Die Bybel is baie duidelik daaroor, vriende. As ons Psalm 51:7 lees, ons word in ongeregtigheid gebore. Ons moeders het ons in sonde ontvang. Psalm 58 vers 4, ons is afvallig van die moederskoot af. Romeine 3:23, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So die Gees oortuig die sondaar van sonde. Hoe doen die Gees dit? Deur die prediking van die woord, deur die lees van die woord, deur die aanhoor van 'n boodskap wat gepreek word, 'n traktaatjie wat gelees word, of wat ook al mense met jou deel vanuit die woord. En vriende, alvorens die sondaar hom nie bekeer nie, kan en sal hy nooit die werking en die leiding van die Heilige Gees kan ontvang en beleef nie. So dit is die primêre taak van die Heilige Gees. Verstaan jy nou waarom ek sê, daar's 'n vreemde gees aan die werk in die kerk? Die vreemde gees werk op so 'n mate dat niemand hoor van sonde nie, niemand hoor van God se geregtigheid en God se oordeel nie. Dis altyd die mooi en goeie dinge, altyd belewennisse, ervarings, allerhande dinge, wat die Bybel niks van praat nie. Daarom wil ek vir u waarsku, dat u en ek versigtig sal wees, dat ons nie om die bos gelei sal word nie. Die vyand is slinks, onthou hy's 'n meesterverleier, en daarom wees versigtig. Die Heilige Gees sal kom, sê die Here, om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ons sal môre aangaan en kyk na hierdie saak, mag die Here vir ons wysheid gee en verstand, dat ons kan onderskei, en dat ons ook kan lewe om die Here te verheerlik. Groete vir u, mooi dag verder, tada.